Goeiemôre, good morning. Ek het net gewonder wat se melodie gaan ek vat vanmôre, maar dit wat nou maar uitgekom het was 'n goeiemôre. Maar rol net gou weer, het ons net hoor. Goeiemôre, good morning. Sjoe, daar is ons nuwe klingel. Daar sy. Ons sal dit opneem sodat ons vanaf voortaan die program so kan begin. Ek sal met die baas gesels. Baie dankie, jy het connections. I'm very connected. Ons hoop jy is weer saam met ons, vrolik en vroeg uit die vere op hierdie Woensdag en gereed om hierdie oggend saam met ons te geniet. En wat 'n pragtige oggend, nee, ek het nogal gesien jy het 'n post gemaak met die mooi sonsopkoms en die wolke wat so, dit lyk soos spookasem. Nee, jy het my woord gesteel. Dit lyk soos? Dit lyk so spookasem in die lug. Pragtig. Nou ja, vandag fokus ons nie net op die soetigheid wat die spookasem betref nie, maar ook jou spaarplan en vind uit wat 'n mens alles moet weet. Ons gesels ook oor die impak van gewigsverliesprodukte op 'n mens se liggaam. Dan kuier ons saam met die aanbieder van die VIA-program, die uitdaging, Iana Strydom. En dan kom gesels Appel oor sy nuwe podcast. Michael Lind, as jy al van hom vergeet het, hy kom loer ook in, so jy wil hierdie ene nie mis nie. En as dan nou jou katte, kan dit enige toertjies maak. Julle nou mooi geleer. Weet jy nie, hulle is maar bietjie lui. Hulle is eintlik akuut lui. So, geen toertjies nie. Ek dink die enigste toertjie of iets wat hulle dalk as 'n toertjie sal beskou, is die feit dat hulle van die bank of van die bed af kan opstaan en na hulle kosbakkies toe kan Jy sien, dis 'n groot toertjie, maar en jou kat? Nee, my kat ou Batman. Ek dink ook heeltemal te lui. As ek terugkom, wil ek 'n kat wees. Ek het besluit ek wil 'n kat wees want hulle lê net vir alles ons nou so moeg is in die middag, dan kom ek daar en sien ek die kat vir my lê te rustig, maak net daai oogies so oop. En dan voel ek, maar nou ja, kom ek vertel vir jou gou hierdie storie. Kyk, as ek my bril opsit, dan moet jy weet, hier kom ek dan. 'n man in Catania, Italië, is beboet nadat hy na beweringe sy hond geleer het om vullesakke onwettig langs die pad te gaan neersit. Ja, hy bly net langs die vrouefabriek Fatties and Monies. Plaaslike owerhede het beeldmateriaal van toesigkameras bekend gemaak, waarop gesien kan word hoe 'n hond met 'n plastieksak in sy bek straat toe stap. Hou dop. Dit daar los en dan weer terughardloop. Na ondersoek het die munisipale polisie glo die dier en sy eienaar geïdentifiseer. Volgens die owerhede is vindingrykheid in aanhalingstekens geen verskoning vir onbedagsaam en onbeskaafdheid nie. Hulle meen die eienaar het probeer om vullisverwyderingsreëls te omseil deur die hond te gebruik sodat hy self nie op kamera vasgevang hoef te word nie. Dit is nie net onwettig nie, maar ook onregverdig teenoor die gemeenskap en teenoor die dier wat niks van hierdie oortreding verstaan nie. Ingevolge Italiaanse wetgewing kan die onwettige storting van vullis tot swaar boetes lei, wat wissel van duisende euros afhangende van die erns van hierdie oortreding. Hoewel die wet nie spesifiek iets oor honde te sê het nie, bly die verantwoordelikheid by die eienaar. Die voorval het opslag gemaak omdat dit wys hoe ver sommige mense sal gaan om reëls te probeer ontduik. Owerhede herinner inwoners dat die beskerming van die omgewing en netheid van woonbuurte almal se plig is en dat slim planne nie altyd so slim as wat dit lyk nie. Verstaan jy nou dat hierdie man 'n moeilikheid gemaak het? Ek probeer, jy weet, maar ek weet nie hoe ek voel oor hierdie storie nie. Want is dit nou werklik oulik? Ek dink nie ons troeteldiere is veronderstel om daai taakies te verrig. Nee. Dit gaan glad nie oor die oulikheid nie. Ek dink die ou was maar nou net slinks. Presies dit wat die owerhede nou sê, so jy wil dit nie self doen, nou leer jy hond. Maar ja, dink jy dit was 'n maklike storie om jou hondjie te leer? Ek weet nie, kyk, ek wil sommer so lank sê, ons is vroeër hierdie week by die veearts gewees en daar was weer 'n paar bekendes gewees, ons gaan dit een van die dae uitsaai, so maak seker jy bly ingeskakel hier op Goeiemôre Good Morning, en Monique Stein het haar hond geleer, Kai, dit is verskriklik oulik, om te kan tel. Wow. Baie oulik, so jy gaan ingeskakel met bly om te sien wat ek bedoel, maar so ek dink, baie keer is dit 'n geval van, ek dink dit neem tyd, maar solank dit net op 'n mooi manier dan nou gedoen word, maar 'n mens weet nie, 'n mens wonder hoe hierdie man sy hond geleer het om dit te doen. I was looking for the cuteness factor there, but I couldn't find it. Presies, net so daar het jy dit nou vir ons baie mooi opgesom. Goed, die volgende storie is dalk 'n geval van buonanotte. Jy weet, want dit is hoe 'n mens goeienaand sê in Italiaans. Maar Pieter, knip jy so nou en dan 'n uiltjie
Jy weet van dat ons nou so vroeg in die oggende begin opstaan Ek het. probeer, en gistermiddag het ek daaraan weer 'n uiltjie kon knip. Ja. Ja, so laatmiddag toe dog ek gaan net gou so vir 'n wyle. En toe ek weer sien, toe was dit 'n goeie wyle. En die res van die koenhuishouding het my nie geplan nie. Hulle het gesê, los net die man so bietjie. Ja, ek dink ook dit is gewoonlik maar 'n goeie idee om iemand net En toe dink ek ook self, ek gaan wakker sit nou die res van die aand, maar toe is ek weer net so lekker aan die slaap die aand ook. So ja. En ek Wel? weet Arnold, hy glo ook aan 'n middagslaapie. Nou, maar ek dink dit is 'n baie goeie idee. Ek gaan nou vir jou vertel waarom. Ek wil net sê, tans is ons wakker, ons is nog met julle. Ek Ek beloof. is so bly jy is nog met ons. Ja, ek self ook, hoor. Ek moet vir jou sê ek is baie verlig. Goed, die rede waarom ek jou gevra het is, daar is 'n heel wat plekke in die wêreld wat die waarde van 'n middagslaapie by die werk erken. Nou, in Japan is daar selfs 'n begrip daarvoor, inemuri, om te slaap terwyl jy steeds aan diens is. Dit word nie noodwendig as luiheid beskou nie, maar eerder as 'n teken dat iemand hard werk en net vinnig moet herlaai. Met werkers wat oor die algemeen min slaap of rus gedurende die nag, laat sommige maatskappye kort rustye van sowat 20 minute toe. Die doel is eenvoudig: beter aandag, minder foute en skerper denke later in die dag. Net voordat ons aanbeweeg na die volgende land, wil ek ook vir jou sê, ek het onlangs gelees dat die eerste minister van Japan, daar was nogal kommer gewees oor die feit dat sy so verskriklik hard werk en baie min slaap. So ek dink dit is nogal eintlik 'n kultuur in daai land. Hardwerkende mense, net soos wat ons hier by Goeiemôre Good Morning ook is. Maar in Spanje is die bekende siesta lankal deel van die leefwyse. Dorpe en stede en veral warmer streke is dan gewoonlik stil in die middel van die dag. Winkels sluit hulle deure, mense gaan huis toe en die dag is doelbewus stadiger. Hier gaan dit minder oor werkverrigting en meer oor balans om saam met die natuurlike ritme van die dag te leef. Selfs in moderne kantoorgeboue wêreldwyd word sogenaamde rusruimtes ingerig waar werknemers vir 10 tot 30 minute kan lê en ontspan. Klink dit net te heerlik nie? Navorsing toon dat 'n kort middagslaapie geheue, konsentrasie en die gemoedstoestand kan verbeter. Kenners waarsku egter dat langer slaap jou lomerig en deurmekaar kan laat voel. Die goue reël, wel, hou dit kort en doelgerig. Maar ek dink dis daai power naps ook waarvan hulle praat. Presies dit. En weet jy wat? Die nuwe horlosies het so 'n funksie ook, dat jy kan sê, jy weet, jy kies die nap opsie en dan word jy wakker of die horlosie maak jou wakker na so 20 minute. Hoe die tye verander het, as jy daar 30, 40 jaar terug aan die slaap geraak het, het jy net 'n warm klapie agter jou kop gekry. Nou steek die horlosie Sure. wat. Ek maak net 'n grapie, maar ek dink nogal ek is te vind daarvoor. Ja. My pa, ek meen ons het die platteland groot geword in Standerton en sy werk was ook van so 'n aard. Tussen 1 en 2 was middagete tyd en dan het hy sy middagslaapie gevang, ook 'n 20 minute of so iets en dan het hy die ding laat hardloop. Dit klink vir my salig. Ek gaan net gou-gou ook 'n uiltjie knip hier agter die skerms, hoor. So weet net as jy my nie in die volgende segment sien nie. Well, dress your team for success with Image Makers. Quality corporate clothing and staff uniforms made for all-day comfort and those important first impressions. Realize your brand's potential through your wardrobe because what you wear and how you feel matters. Locally made and proudly South African. Image Makers. Nou ja, bly ingeskakel. Pieter kuier net hierna verder. Ja, ek dink ek gaan gou 'n uiltjie knip. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek na Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. We're gonna be alright. Go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher, let's go higher, let's go higher. We're gonna be alright.
Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Dis die glimlach wat bly, gaan hulle weg. Leef verliefde steeds voort, want die liefde ontferm, gedei soos dit hoort. Wanneer 'n geliefde heen gaan, bou ons nog altyd die liefde. Afbob, ons is hier vir jou. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Welkom terug. Volgens Statistiek Suid-Afrika se jongste inligting het die Wes-Kaap se werkloosheidssyfer tot 18,1% gedaal. Dit beteken dat die provinsie sowat 31,000 werksgeleenthede per maand oor die laaste 3 maande van verlede jaar geskep het. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill-Loos, sluit nou aanlyn by ons aan. Goeiemôre burgemeester Hill-Loos en welkom by Goeiemôre Good Morning. Goeiemôre en good morning. Is baie lekker om saam julle te wees. Nou Jordan, hoe voel jy oor die jongste syfers? Ek is regtig baie opgewonde. Dit is 'n wonderlike dag om te sien dat werkloosheid in die Wes-Kaap nou vir die tweede keer in die sogenaamde in die teens is en vir die eerste keer in Kaapstad. Die werkloosheidssyfer het gedaal tot 19% in Kaapstad en soos jy net nou gesê het, 18% in die Wes-Kaap provinsie. En dis die eerste keer wat ons daai syfer sien in die teens. So in enige gewone land is 19% nog steeds 'n krisis, maar in Suid-Afrika dis by ver die laagste syfer in die land. Dis meer as dis laer as helfte van die nasionale syfer. En dit wys dat al die goed wat ons doen in die Wes-Kaap, in die stad Kaapstad, dit beweeg in die regte rigting. Al die beleggings wat ons maak in infrastruktuur, so dit is so lekker om te sien. En dit beteken, verlede jaar was daar 113,000 nuwe werksgeleenthede in die stad. Baie van hulle is mense wat werk vir die eerste keer. En dis die beste nuus van alles. Definitief. Wat sou jy sê is Kaapstad se wenresep? Ek dink Kaapstad se wenresep is dat jy moet belê in die goed wat maak, basiese goed wat maak 'n stad werk, of as jy nie dit doen nie, dit maak 'n stad, binnekort sal 'n stad begin om in te val en agteruit te gaan. En dit is basiese infrastruktuurbelegging en goeie basiese dienste wat mense kan vertrou. Die stad sal werk. Daai belangrike maar basiese goed sal goed gedoen word. En dan bemark ons Kaapstad op die internasionale mark
en so baie meer mense kom besoek ons stad en dis baie goed vir toerisme werksgeleenthede. Ons het gesien nou, ons het gegroei tot 290,000 toerisme werksgeleenthede net in die stad. So dis wonderlik. En as mense begin om te werk, dan kan hulle self begin om te 'n bydrae te maak in die samelewing. Hulle kan 'n huis koop en dan kom baie ander goed reg op hulle eie. So maar dit begin met die stad, die regering, hulle werk goed te doen en daai basiese beleggings te maak. Maar ek wil ook vir 'n oomblik fokus op jou as burgemeester wat so daadwerklik betrokke is. Ek meen 'n mens sien dit op sosiale media platforms. Ek dink dit is wat die mense so aanraak en ek dink dit is wat ook 'n groot verskil maak, die feit dat iemand in so 'n posisie werklik betrokke is en deel is van die oplossing. Baie dankie, ek waardeer dit opreg. Ek is absoluut lief vir die job. Ek dink dis 'n wonderlike job. Ek dink regtig die wonderlikste job in die Suid-Afrikaanse politiek. En ja, ek is lief vir mense, so ek is 'n mens en ek hou van nuwe mense te ontmoet. So ek hou van rond die stad beweeg en nuwe mense ontmoet, uitvind wat hulle doen en so voort. En dan ek sê altyd vir my span, dis belangrik om op die grond te wees, om die waarheid uit te vind van wat gaan aan en waaroor mense sukkel. As jy 'n Shoprite of 'n Pick n Pay eienaar is en jy nie tyd spandeer nie op jou winkelvloer, gaan jy begin om te sukkel. Definitief. Watter sektore bied tans die grootste of meeste geleenthede? Wel, dis definitief toerisme. Ons doen baie in die toerisme sektor om Kaapstad op die wêreldkaart te sit. En ons weet die meeste mense oral die wêreld weet van Kaapstad en hulle wil hier na toe kom. So ons probeer om hulle te help om daai besluit vinniger te maak om hier na toe te kom. En ons het gesien nou hierdie jaar, die jaar wat net nou geëinde is, het ons 11,1 miljoen mense in die stad gehad, besoekers in die stad gehad. Dis die grootste syfer ooit. En so dis 'n nuwe rekord vir ons. En dit beteken, soos ek net nou gesê het, 290,000 mense wat werk in die stad net in die toerisme bedryf. Dan is daar konstruksie. Konstruksie op die oomblik is vuurwarm in die stad. Ons het net nou gehoor, daar is tans geen beskikbare tower cranes. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir 'n tower crane is nie, maar daar's geen beskikbare tower cranes in die hele stad. Ons kry nou nog van daai cranes van Johannesburg af. So die konstruksiebedryf is sterk aan die gang op die oomblik en daar's baie nuwe werksgeleenthede in daai sektor. Burgemeester Heelloos, ons waardeer jou tyd vanoggend en ons hou Kaapstad spesifiek met baie groot belangstelling dop. Baie dankie dat jy vanoggend met ons gesels het. Baie lekker dag vir julle. Dit was lekker om saam te praat. Nou ja, ons gaan net hierna voort met die res van Goeiemôre, Good Morning. So, bly jy maar net waar jy is. Die enigste verskoning wat jy het, is om vir jou nog 'n koppie koffie te maak. Ons is nou weer terug. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any how. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing.
Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from 9 Rand a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. The Santam Insure Your Future Money Bootcamp series is a practical financial education initiative designed to help South Africans build smarter money habits and take control of their financial futures. The bootcamp focuses on real-world skills, from budgeting and saving to managing debt and planning ahead, all aimed at turning everyday financial decisions into long-term financial security. In this episode, financial journalist Maya Fisher-French and personal finance expert Mapalo Maku tackle one of the most important money moments of the month, payday. It's the point where good intentions can either turn into solid planning or disappear in a few quick swipes. Today we have a very special guest in the form of Thokozane, who was, Mapalo, one of your mentees from last year. And I just remember she wasn't like an ordinary participant. This woman was what Mapalo described as a budgeting superhero. A superhero indeed, Maya. You know, unlike most people who, when they get their money, they kind of wonder, where did it disappear to? Not Thokozane. She knows and can account for every single rand, be it a bonus or her salary every single month. So we're going to find out from Thokozane how she did it, how she stays motivated, and how she stays on track. So welcome, Thokozane. Thank you, Maya. Thank you, Mapalo. Thokozane, let's start before the budgeting moment, before the aha moment. Like, what was your relationship with money like before you started taking budgeting seriously? My relationship with money before I started taking it seriously was very bad, depressing. I did not look forward to payday. After 2 days, I wouldn't be able to know where my money went to. I was known as the person who doesn't have money. So it was very bad. It's incredible. So we've gone from this to you being a budgeting superhero. What made you commit to getting your finances in order? What was the wake up one morning and decide I'm going to do this? I think it's my attitude towards money. And I got to look at how I'm being perceived and how everybody acts around me. And then it said to me, when you change your attitude towards anything, you find the result that is different. I think I put it through with regards to my training for running. Every single time you want to achieve a better time with whatever kilometers that you were running for today, tomorrow you try again. So I just looked at it and said, you know what, let me try something different. And I also remember our parents, when we were growing up, when we asked for something, they always said, we don't have money. And I'm like, no, I cannot repeat that. We don't need that in the family. Let me try and change how I look at things. So can you tell us, what is your budgeting process? Are you an Excel spreadsheet type of person? Do you use good old pen and paper, or do you use apps? How do you go about your budgeting? Funny enough, I actually do all those three, because the FNB has now got us an app where we can limit with regards to different categories of, that is your spend on food, gym, clothing, groceries. So I use the Excel spreadsheet on the laptop, and I use pen and paper. Just before I sleep, I would go through the day as to where's the money gone to. That's how I can actually remember where every cent goes to. And then also the app also lets me know.
Mapelo, you have a pen and paper. So I must tell you, if Mapelo and I meet for coffee, she brings out a pen and paper and she fills it in. So you're a big pen and paper person. I am, Maya, because for me, it just brings in the intentionality. How much am I spending? And for me, I always say the net worth calculation is my favorite calculation. So I have it in my bedroom, right? So it's a constant reminder. You have it in your bedroom, Yes. like up on the wall or what? On my wardrobe. On your wardrobe? Yes. Your net asset value? Yes. I love that. So when I wake up, I'm like, oh, okay, this is where I am and this is the goal. So as I go about my day, yes, I do enjoy myself. We do go for coffees, we do go for breakfast, but I will write, okay, this is how much I've spent. And in terms of the category of going out, this is where I am. So I think it's about intentionality. It doesn't have to be tedious if you're not that type of person, but it's just the awareness. What am I spending my money on? Because there's nothing more that I would hate to go back at the end of the day and be like, oh, I shouldn't have spent money on that. Yeah. I sometimes have that, Mapelo. But Mapelo and I have to tell you, Thokozani, Mapelo and I share a very similar weakness, and that's traveling. When we go on holiday, all of those things just do not stick anymore. I'm not the same person on holiday. It's something of the time zone, I think. It fixes our brain. But I love my Excel spreadsheet as well. If I get a bonus, you can see how it's all like broken up, or I pay myself a bonus, broken up and analyze and how it's going to go. So I like what you're saying, because I think it's not one only form that we use. We use what works for us, and often a combination of it. What happens when there's an unexpected expense? How do you manage that? So I have an emergency fund. That's where I pull the money from to help me recover when I've had a bad unexpected expense. And sometimes it doesn't cover it all. Yeah. But I just take it in and I'm like, it's got to be done, and we'll see how we'll get along throughout. And I think the other thing that also helps me is I've got a bit of a side hustle as well. So that money there really goes to the really, really big unexpected ones. For more information and full episodes of this series, you can go to the website showing at the bottom of our screens. It's informative, and who knows, each of us might learn something, one or two things about how to manage our money smarter. Ek het dit nogal nodig so nou en dan. Soos ek hierdie tomatiesappie. Ek sien jy weet is my gunsteling geur, so gesondheid. Hy kort net 'n lekker selderytjie en dalk nog so 'n stukkie woestersous, sout en peper. Ek geniet hom sommer net so. Jy vat hom net so. Het jy geweet dat hy lekkerder proe bo in die lug as jy vlieg? Hulle het al gesê hoe populêr tomatiesap in die aeroplane bo is, want dit proe anders as onder op die aarde. Truus en Annies, gaan kyk vir Google. Ek weet nie of ek dit glo nie. Ek sal vir ChatGPT gaan vra. Vra hom sommer nou. Maar baie dankie Pieter, jy deel weer vreeslike hele paar wyshede vanoggend. Luister, is ons nou op pad Kaap toe of wat? Hoorie, so jy het so lekker met hom gesels, en wat 'n amazing ou, en net ek hou van sy plat op die aarde en hy's daar. Ek dink dit is presies wat vir my uitstaan. Jy weet, wanneer 'n mens kyk na die Weskaap spesifiek, ek dink werklik die provinsie is 'n voorbeeld in soveel verskillende opsigte, maar ek dink die burgemeester Jordan Jeloos is van die begin af so betrokke, en dit staan vir my uit, want 'n mens sien dit nie altyd nie. So Ja, baie lekker. Sal maar so lank vir ons 'n plekkie daar in die Kaap bespreek. En natuurlik Bloubulle gaan ook ongesels. Sebastian de Klerk om 'n bietjie later gesels. Ek kan nie wag om te hoor wat hy te sê het. En ek is die burgemeester van Goeiemôre, Good Morning. Baie dankie. Daar sy. En sy's nog steeds hier. So. Dis rugby, dis sport en al daai lekker dinge, moenie weggaan nie. Comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom.
DC-DC Express. Everything electrical. For almost a century, Stiebel Eltron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 litres to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Eltron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Eltron, comfort through technology. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investments slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Ons fokus vanoggend weer op jou spaarplan en dalk selfs 'n paar wenke rakende hoe om die fondse aan te wend. Die finansiële adviseur van Everest Advisory Services, Dirk Grewee, kuier hier om meer uit te brei. Welkom terug by ons, Dirk. Goeiemôre Elsa, baie dankie. Baie lekker om terug te wees. Goed, jy is van mening dat ons anders moet begin dink oor geld en wat om daarmee te maak en hoe om daarmee te werk te gaan. Wat bedoel jy? Ja. So ek dink as ek reg onthou, so ongeveer 6 of 7 weke terug het jy en Thys hierso gesit en julle het gesels oor SARS wat besig is om krane stywer toe te draai. Jy weet wanneer dit kom by Jan Alleman daar buite wat geld terugeis van die belasting wat hy betaal het. En jy weet hoe kreatief mense raak rondom daai konsep wanneer hulle nou die geld moet begin terugeis. Jy weet wat hulle alles begin doen sodat hulle van daai geld kan terugeis. En ek dink nie dit is nodig om so ver te gaan, om so kreatief te raak nie. Ek dink wat mense moet begin doen is ons moet begin fokus op hoe dit wat ek het, net 'n bietjie anders vir my kan werk. Jy weet, eerder as wat die goed net daar lê. Goed, so kan jy dalk 'n praktiese voorbeeld met ons deel? Yes, ek kan. Ek kan 2 voorbeelde met julle deel. So, baie mense sit met 'n noodfonds in 'n rekening. Okay, daardie rekening verdien slegs minimale rente. Okay, so baie mense dink nie daaraan om te gaan en te sê, okay, hoorie, maar ek kan daardie noodfonds op 'n ander manier by 'n ander maatskappy gaan aanwend wat vir my 'n baie beter rente toediening gaan gee, eerder as om die geld net, jy weet, in 'n rekening te gaan los nie. Dit is die een voorbeeld. Die ander voorbeeld is om te gaan en te gaan sê, okay, hoorie, maar ek het 'n paar rand wat nou hier in hierdie rekening lê. Wat kan ek anders met daardie geld doen as wat dit net daar lê? Ons kan by Everest argumentsonthaalwe, kan ons die geld vat, ons belê dit teen 14.2%, kan ons vir jou gee voor belasting en voor kostes. Daardie belegging genereer vir jou 'n addisionele inkomste. Daardie inkomste kan dan aangewend word om weer iets anders vir jou te gaan bou aan die kant. So jy kan dan gaan en jy kan vir jou 'n aandeleportefeulje gaan skep. Jy weet waar jy 'n bietjie beter groei kan kry, bietjie meer riskant kan wees, bietjie meer risiko kan vat, terwyl 'n gedeelte van die geld nog steeds veilig gebeere is. Die laaste ene wat ek wil noem is jy en Elisei gesels gereeld oor aftreppeplanning. En die 27,5% wat 'n mens kan bære, of wat jy kan wegsit, dit maksimum R350,000 'n jaar, en wat jy kan terugeis van SARS af, omdat jy daardie aftreeanniteit het. Daardie aftreeanniteit skep dan nou vir jou daardie belastingvoordeel teen jou marginale koers. Dis nou 'n verskriklike rowwe som om te doen, maar as jy argumentsonthaalwe 25% belastingkoers het en jy R10,000 in jou aftreeanniteit gesit, gaan jy R2,500 van SARS af kan terugeis ten opsigte van daardie aftreeanniteit. Jy weet wat jy het. Baie mense sal dan gaan en jy weet, as dit nou strop trek, dan sal hulle gaan en gaan sê, okay, hoorie, maar ek kan nie 'n addisionele verhoging op my normale maandelikse premie bekostig nie. Okay. En nou hier is dit waar dit nou inkom om te sê, okay, maar ek moet net 'n bietjie anders dink oor hierdie konsep. As ek na my boekhouer toe gaan en ek gaan vra vir my boekhouer, wat is die werklike berekening ten opsigte van, kom ons veronderstel nou maar net die R10,000 wat SARS nou vir my teruggegee het ten opsigte van my belasting. Ja. En die boekhouer kom terug en sê, okay, maar dit is R2,500 of R3,500. Dis om daardie geld dan te vat en daardie geld te gaan herbelê, terug te sit as 'n lomsom binne in jou aftreeanniteit in.
Want nou as jy R3000 nou terugsit binne in daai aftreeanniteit, dan het jy 'n R500 maandelikse verhoging tegnies gesproke gehad binne in daardie aftreeanniteit, wat jy nou eintlik gaan sê het vir die jy weet vir die adviseer luister, weet jy wat, ek kan nie 'n normale verhoging bekostig nie. So wat dan gebeur is volgende jaar wanneer jy jou belastingopgawe dan moet indien, dan skep jy vir jouself weer 'n addisionele verhoogde belastingvoordeel ten opsigte van dit wat ek gespaar het. So dit is 'n paar praktiese maniere net om net 'n bietjie anders te dink oor dit wat ek doen met my geld en nie net te gaan sê okay, hoorie maar hierdie R10,000 wat ek nou teruggekry het van SARS af is jy weet, dit is nou ieder my vakansiegeld of dit is nou die geld wat ek gaan terugbetaal op my kredietkaart of Jy weet Dirk, ek droom van 'n strandhuis langs die kus. Jy dalk vir my 'n goue wenk om baie vinnig daar by te kom. Ja, ek dink die groot ding is ek dink mense moenie net begin sit en sê luister, weet jy wat, ek belê geld nie. Ek dink dit is waar die grootste fout inkom. Is mense wat sê luister, weet jy wat, ek gaan en ek gaan sê okay, hoorie, ek vat my R100,000 of my R50,000 en ek gaan lê, jy weet, ek gaan dit ergens belê en ek dink die grootste fout is meeste van daardie beleggings word passief bestuur en nie aktief bestuur nie. En dit is waar ek dink meeste van die goeders vir meeste van die mense dan verkeerd loop om te sê luister, weet jy wat, my geld doen eintlik niks vir my nie en dit is hoekom, jy weet, dit is hoekom ons dan nou aan die ander kant sit. Wel, hou my dop. Ek gaan 'n afspraak maak met julle. Ek sal by daai strandhuis langs die kus uitkom, maar nee, ek wil eintlik vir jou vra. Baie mense wonder, wat is die persentasie wat hulle dan, jy weet, basies moet terugploeg wanneer dit by hierdie spesifieke kwessie kom. Ek verwys na die persentasie van 'n mens se inkomste. So, daar's 'n reël wat sê dat as jy aftreeanniteit gewys, is daar 'n reël wat sê dat jy moet vir 'n periode van 28 jaar lank moet jy 15% van jou inkomste weggooi wat 6% reël groei. Ek dink dit is 'n redelike hekkie om oor te klim. Ek dink nie baie mense kom by daardie hekkie uit nie. 15% van jou inkomste is 'n redelike bedrag geld. Maar ek dink as jy gaan en soos ek gesê het, jy weet as jy gaan en jy sê okay, hoorie, maar in steede daarvan dat ek my belastinggeld gebruik op iets anders, as jy daai belastinggeld dan nou gaan doelgerig aanwend en sê okay, hoorie, ek gaan 'n gedeelte van hierdie geld terugdruk binne my aftreeanniteit en skep vir my 'n verhoogde belastingvoordeel vir volgende jaar, vat 'n gedeelte van daai geld, gaan sit dit in 'n belastingvrye rekening, argumentsonthaalwe, gedeelte van dit wat jy het wat in die bank lê, om te sê okay, hoorie, maar ek kan nie hierdie geld vat en net belê en wag dat dit vir my iets gaan doen nie. Daai geld moet vir my iets doen. Ek kan nie geld uitgee en sê jy weet, dit wat ek nou uitgee, gaan my geld kos nie. Ek moet gaan begin dink en sê, dit wat ek uitgee, gaan dit vir my iets genereer, wat ek dan kan gebruik om iets aan die kant te gaan bou. Ja. En ek dink dit is waar die mense se denkwyse moet begin uitkom, om te sê, okay, hoorie, maar ek gaan nie net hierdie geld vat, dit belê, en dit moet nou net daar lê en passief bestuur word nie. En ek dink dit is hoe 'n mens vandag se gesprek sal opsom, is om te sê, dink net anders, benader hierdie kwessie net anders, en raadpleeg kundiges in die proses. So Dirk, ek wil net daarmee ook byvoeg, indien jy dalk 'n afspraak wil maak, besoek everestadvisory.co.za. Baie dankie dat jy vanoggend met ons kom gesels het. Ek dink jy verduidelik alles vir ons altyd so mooi prakties en ons sien uit na nog gesprekke in die toekoms. Baie dankie Elsa, ek waardeer. Goed, so bly gerus ingeskakel. Daar is nog heel wat voor lê hier by Goeiemôre Good Morning. Onthou ook, ons gesels 'n bietjie later met Appel oor 'n nuwe podcast, die Appelkas. En ons gaan presies uitvind waar die naam vandaan kom en waaroor presies hulle dan nou alles klets. So, ons is nou weer terug. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further.
So get yourself over to Paint Trade Woods. They turn painting projects into child's play. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Maak reg Suid-Afrika, Rock My Wêreldtrip, Empress Palace by die Theatre of Marcellus op 27 en 28 Maart. Beleef 'n ongelooflike live show met Dozy, Nicholas Lou en Pietman Geldenhuys. 'n Reis deur hulle grootste treffers en gewilde saamsing liedjies wat almal ken. Moenie hierdie show misloop nie. Kry jou kaartjies nou by Blue Blood Tickets. Rock My Wêreld, kom sing saam. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. Gewigsverliesmiddels en veral GLP-1-middels is op almal se lippe. Maar watter impak kan dit op 'n mens se liggaam hê? Ons het besluit om vir Dr. David Himes te nooi om met ons hieroor te gesels. Welkom terug, dokter. Baie dankie. Goed, wat presies is GLP-1-middels? Okay, so GLP, dit staan vir glucagon-like peptide. Dit is nou 'n redelike mondvol, maar dit is eintlik 'n hormoon wat jou klein darm afskei. As jy begin eet of as jy wil begin eet, dan het jou liggaam sekere prosesse om hormoon af te skei, wat dan sekere reseptore in jou brein en in jou spysverteringskanaal laat werk. So die middels is ontwikkel aanvanklik vir, jy weet, dit is nou nie die hormone, maar dit tree op soos die hormoon, en dit is aanvanklik ontwikkel vir diabetes. En dit is dan, jy weet, gesien op daai stadium dat dit redelik, jy weet, ander effekte kan hê, en dit is dan hoekom nou die effek van gewigsverlies ook, jy weet, geweeg gebring het. So waarom is almal nou op die oomblik in rep en roer oor hierdie kwessie? Ja, mense dink dis maar 'n nuwe middels, jy weet, of is nuwe klasmiddels, maar eintlik as jy gaan terugkyk, dis al 20 jaar in die mark. En ek dink dis 'n interessante, jy weet, verloop van dinge, maar die jou aanvanklike middels wat ontwerp het omtrent so 5% se gewigsverlies teweeggebring. En toe is daar ander wat uitgekom wat so 10%, jy weet, kan jou gewig laat verloor, en dan was dit 'n 15%. Nou met hierdie nuwe middels wat ons het, kan jy tot 20%, jy weet, van jou liggaamsgewig verloor. So ek dink dit is waar nou die groot rep en roer is, jy weet, dat mense besef nou, wel, daar is nou redelik voordeel met hierdie middels ten opsigte van 'n gewigsverlies, en ek dink omdat dit nou 'n redelik effektiewe middel is die rede hoekom nou mense redelik, jy weet, in rep en roer is daaroor. Ja. En ek dink jy het nou vlugtig verwys na wat presies gebeur, maar ek wil vir 'n oomblik daarby stil staan. Wat veroorsaak dan nou einde ten laaste dat 'n mens die gewig verloor? Ja, soos ek sê, hy werk op verskeie plekke. Ek dink in die brein, jou reseptore in die brein waar hy werk, jy weet, dit help vir jou algemene eetlus, vir die cravings, soos 'n mens sê, en dan natuurlik, jy weet, ook wat ons in Engels praat van satiety, of jou, jy weet, as jy versadig is, jy gaan baie vinniger voel jy is versadig, so natuurlik eet jy minder. So dit is een van die groot voordele is om die breinwerking, en dan het hy ook 'n effek op jou spysverteringskanaal om jou maaglediging te verstadig.
Jy weet, en dan ook natuurlik soos ek sê, jy voel redelik, jy weet, meer versadig op 'n goue tyd, so jy eet minder. So dis sy primêre werking. Nou behalwe vir gewigsverlies, watter ander impak het dit op 'n mens se liggaam? Nou, ek dink enige gewigsverlies het 'n baie groot impak op alles in jou liggaam. Jy weet, maar die groot voordeel is obviously jou metaboliese voordeel, om jou bloeddruk te verlaag, jou cholesterol te verlaag, jy weet, suikers te verlaag, en dan natuurlik, jy weet, 'n algemene toestand wat ons deesdae sien is vetverandering in die lewer. Dit kan tot 'n groot mate help daarvoor. En dan natuurlik op die einde, jy weet, jou kardiovaskulêre beskerming, so voorkoming van hartaanvalle, nierbeskerming, so daar is baie groot voordele oor die langer termyn. Nou, ek dink die grootste vraag is dit veilig en dink jy enige iemand behoort dit te kan voorskryf? Onthou, dit is geformuleer as 'n antidiabetiese middel. En so die molekule wat dit is presies wat ons gebruik vir suikersiektebeheer ook. So ek dink dit is nie 'n one size fits all nie. Jy weet, ek dink dit moet deur 'n medisy voorgeskryf word. Jy weet, dit is geïndikeer vir mense wat 'n liggaamsmassa indeks of 'n BMI body mass index het van meer as 30 of dan vir meer as 27 met 'n ander risikofaktor soos suikersiekte of hoë cholesterol of bloeddruk. So en dit moet oordeelkundig gebruik word. Die mens moet maar laag begin en dit optitreer oor 'n tyd. So jy moet daai mediese supervisie hê oor die dinge. Daar is neeweffekte as 'n mens te vinnig te begin. Hoofsaaklik naruitbraking, jy weet, diarree en hartlywigheid, jy weet, so dis die goed wat 'n mens moet manage. En jy weet, ek dink op die ou en langtermyn kan daar sekere ander goed wees soos galstene wat dit kan veroorsaak. So ek dink daar moet daar 'n bietjie 'n oorsig oor die gebruik daarvan wees. Dokter, ons het 'n paar sekondes oor, maar enigiets anders wat mense hiervan moet weet? Ek dink dis nie 'n quick fix nie. 'n Mens moet, jy weet, dit altyd gebruik saam met 'n lae kalorie dieet, jy weet, jou oefeningsprogram. Dis 'n baie goeie ding om saam met daai te kombineer, maar altyd die kombinasie van die drie werk die beste. Dr. Hyams, baie dankie. Baie dankie. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Ek is Arnold Geerts, tyd vir sport. Die Verenigde Rugby Kampioenskap is in volle swang en een van die Vodacom Blou Bulls se spelers, Sebastian de Klerk, kuier vanoggend by my om 'n bietjie meer hieroor en die groot wedstryd oor die naweek te gesels. Sebastian, baie dankie, goed om jou weer te sien. Baie dankie vir jou tyd. Waardeer dit. Baie dankie, dis lekker om hier te wees. Kom ons gesels eerstens. Ek wil net teruggaan. Dinge was swaar aan die einde van verlede jaar en heel duidelik die oorgangsperiode tussen die twee afrigters. Wat het Johan Ackerman coach gebring wat dinge uiteindelik omgedraai het na daai eerste 5? Ja, kyk, ek dink coach Akkies is baie gefokus op die spelers, hy's baie gefokus op die kultuur. Ek dink natuurlik gaan dit tydjie vat vir 'n kultuur om in plek te kom. Ja. Veral met die maniere goed gebeur het, ek dink daar was baie disruption gewees. So ek dink wat hy nie, ek moet sê ek moet die leiers van ons span ook baie krediet gee wat hulle goed gedoen het. Hulle het net ander fokus op dit wat ons graag wil bereik. En ons prioriteite net bietjie agter mekaar gekry. So ek dink dit was maar net die spankultuur wat op die einde van die dag 'n groot verskil gemaak het, ja. Kan jy ons so vinnige venstertjie gee en 'n kykie gee na wat die doele was? Wat het julle besluit toe julle bymekaar gekom het? Wat wil julle bereik aan die einde van die seisoen? Nee, ja, kyk, obviously ons wil graag die JRC wen. Ja. Ek meen dit is natuurlik ons doelwit. Ek dink ouens soos Andre Willie, hulle het net 'n groot punt daarvan gemaak vir almal om weer die game te geniet. Ek dink ons baie druk wat op jou is as jy nou so 'n paar games verloor het en ons baie noise van buite af en klanke en mense wat opinies het en ek dink dit was maar net vir ons om gefokus te bly op dit wat ons weet ons moet doen, dit een game op 'n slag te vat en ek dink elke dag te hanteer asof dit 'n game is, ja. Jy noem vir Andre en ek wou jou juist daaroor vra. Ja. Hoe voel dit om aan die buitekant of aan die binnekant in jou vleuel situasie soms saam met so ou uit te draf en te kan speel?
Nee, ek dink dit is ongelooflik. Dit is obviously dis baie lekker. Ek meen ek het groot geraak om vir hom te kyk en vele ander van die spelers. So dit is vir my 'n groot voorreg. Ek leer verskriklik baie by hom. Hy's regtig 'n goeie leier vir ons span. Hy's natuurlik obviously briljant ook so. Nee, dit is regtig vir my baie keer 'n bietjie surreal, maar dis lekker. Ja. Ek is absoluut seker. Ja. Jy het goeie vorm gehad, selfs toe die span nie besonder goed gedoen het op die tellbord nie. Ja. Hoe hanteer jy dit? Want dis iets wat mens nie gereeld sien nie. Jy was 'n ster op 'n en jy is nog steeds. Nee, dankie. Ek sal nou nie dit sê nie. Nee, ek dink dis moeilik. Ek dink elke speler gaan op 'n stadium deur patches wil dalk nie so goed speel nie, maar ek dink vir my was dit maar net ek wil ook graag obviously eendag my land verteenwoordig. So dit was maar net om vir my gefokus te bly op my doel en die game te geniet. Ek dink jy het my talent gegee. Ek glo dit is my verantwoordelikheid om dit te gaan uitleef en my beste te doen wat ek kan en obviously vir die span te speel. Ek meen jy wil graag jou beste doen. Ja. So ja, ek dink dit was maar my approach geweest. Dis die ideale onderhoud as iemand vir jou die volgende vraag gee. My volgende vraag was juis heel duidelik moet 'n speler wat in jou situasie is, een oog op die groen en goud hê. Dit moet in jou agterkop wees. Ja. Hoe hanteer mens daai sonder dat dit in die pad kom van dit wat korttermyn doelwitte is? Dis 'n goeie vraag. Ek dink dis maar net elke seentjie se droom soos wat jy nou gesê het. So ek dink jy wil elke liewe dag is daai jou langtermynvisie, maar jy weet jy moet eers span kry by die bulle. Ek dink ons het so baie kompetisie ook. So ek dink dit is 'n great plek om te wees en ek sal sê ja, my fokus is maar net om te weet dis waar ek wil werk, maar as ek my werk goed gaan doen vir die Blou Bulle en ek gaan my alles vir hulle gee, dan sal dit die volgende stap wees as jy goed genoeg speel. Een van die probleme natuurlik wat dit aanbetref is dat daar talent die hele Suid-Afrika vol is, en spesiaal in jou posisie. Maar ek dink dis oral so. Dis nog 'n ding wat mens moet aan dink natuurlik, nie waar nie? Nee, dis baie waar. Ek meen kompetisie, ek sien kompetisie as 'n goeie ding. Ek dink dis great. Ek dink dit forceer jou om nooit te stagneer nie. Ja, ek dink jy kan ook baie by ouens leer. Ek meen toe ek by die Bulle aankom as Kainan en Kurtley daar, wel is nog steeds daar en ek het net so baie by hulle geleer en ek dink dit het my game op 'n of 'n dag beter gemaak. So ek dink kompetisie is verskriklik belangrik. Een van die groot dinge wat gebeur is as mense so saam oefen, soos jy sê Kurtley en Kainan, julle kompeteer vir dieselfde posisie, maar julle moet mekaar ook help om saam te oefen en beter te wees. Hoe hanteer mens daai? Ek dink dit is die verskil tussen spanne wat regtig suksesvol doen en nie, en ek dink jy kan dit by die Bokke sien. Ek dink daai ouens wat afkom, ouens soos Willie, selfs ek meen Wilco, hulle kultuur en mindset gaan oor dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor die span. En ek dink op 'n ander dag, jy wil kompeteer met jou, maar jy wil nie in die span kom deur hom wat slegter doen nie. Jy wil obviously beter wees. So dis kultuur. Dis kultuur, presies. So jy wil beter wees, so jy gaan altyd mekaar help en ek moet sê Coach Ackerman het 'n groot ding soos as jy enige gekies is nie, dit gaan nie oor jou nie, kan nie jouself jammer kry nie. Jy moet na die span dien en jy moet kyk hoe jy die beste uit die ouens kan kry wat moet speel in naweek en ek moet baie krediet daar gee vir ouens wat baie nie speel nie. Hulle doen regtig 'n goeie job om ons goed voor te berei. In 30 sekondes vertel vir ons wat verwag julle vir die wedstryd wat Saterdag voorlê vir julle? Nee, obviously dis 'n baie lekker game. Ons sien verskriklik baie uit. Ek dink is 'n great geleentheid vir ons. Ek dink ons wil graag ons kampanje vorentoe vat en obviously suksesvol wees nou in die volgende paar games. So dit gaan 'n lekker harde en fisiese game is altyd 'n derby, maar ons sien verskriklik baie uit, ja. Ons sien almal baie daarna uit en baie dankie vir jou tydsterkte. Vandag is 'n rustdag. Jy oefen nie vandag nie. So geniet die voete op sit. Baie dankie. Baie goed om jou te sien. Sebastian de Klerk hier in gesprek met ons en dit was wonderlik om hier te hê. Wonderlik om jou ook saam te hê, want bly net waar jy is. Ons gesels net hierna met die Little CEO, 'n jong entrepreneur met 'n baie kreatiewe konsep. As jy wil hoor wat dit is, bly net waar jy is hier op Goeiemôre, Good Morning. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie. Saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. At ProCare, we bring compassionate care right to your home.
With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Caitlin Leroux staan bekend as die sogenaamde Little CEO. Sy is maar 7 jaar oud en het reeds haar eie besigheid. Jy het reg gehoor. Little Bombs by Caitlin. Sy het besluit om vandag te kom inloer en sommer 'n paar van haar bath bombs saam te bring. Caitlin, goeiemôre. Goeiemôre oom. Dis daarom lekker. Jy hoef nie skool toe te gaan vandag nie, nê? Ek moet. Ag nee, maar ek is so bly jy kom kuier 'n bietjie by my. Caitlin, vertel gou vir my, hoe het jy nou aan hierdie idee van jou badbomme gekom, jou bath bombs? So ek het vir my mamma gesê ons mag bathbombs koop, toe sê sy nee, toe dink ek kom ek maak my eie bathbombs. En hoe gebeur dit toe nou? Wie het jou geleer om hierdie bath bombs te maak? Het pappa 'n bietjie gehelp? Het jy by iemand 'n resep gekry? Wat het gebeur? My pappa het my gehelp om die bathbombs te maak. Lekker. En toe jy nou jou bath bombs maak, toe gaan jy na mamma toe en sê, vat so katvis, ek het nou my eie bath bombs. Sê gou vir my, hoe lank maak jy nou al hierdie bath bombs? 2 maande. En jy het klaar jou eie besigheid en almal is seker gaande oor hierdie bath bombs van jou. Vir wie jy toe nou vertel van hierdie bath bombs? By wie jy begin? By jou maatjies? By hulle mammas? Waar het jy begin? By my maatjies en mamma. En die verpakking en goed, doen jy dit ook self? Nou vertel vir my, waar kry jy tyd? Jy's nou op skool, jy's so besig. Hoe kry jy tyd vir alles? Na skool dan gaan pak ek dit. En wat is vir die lekkerste nou? Om die bathbombs te maak, te sien hoe mense dit geniet, die verpakking, wat geniet jy die meeste? Om die bathbombs te maak. Hoe maak jy dit? Is dit 'n lang proses? Is dit 'n moeilike storie? Is dit 'n klomp goed wat jy bymekaar moet gooi? Ja. Ja. Gooi vir my 'n bietjie hier in die water en laat ek sien wat doen daai bathbomb. Wat sê bathbomb? Ek het nooit geweet wat dit is nie. Boms, daar val hy in, okay. En dan is dit nou seep wat nou in jou water ingaan. Dis amper soos bubble bath, nê? Nee. Jenne, dis lekker. En maak dit vir my skoon. Caitlin, hoe skoon maak jy die bathbombs van jou mens? Baie skoon. En dit ruik so lekker. Ek voel sommer silwer skoon. Caitlin, nou waar kan 'n mens hierdie bathbombs van jou in die hande kry? Ons moet net op my webwerf gaan in Facebook, dan kan ons bestel.
Lekker, maar voordat ons by daai adresse en goeders kom, watse kleure maak jy alles van hierdie bath bombs? Ek maak pink en blou en pers en groen. En wat is jou gunsteling kleur? Die pink een Kan ek is. raai, want ek sien jy het so mooi pink aan. En hulle het nou verskillende kleure, het hulle ook verskillende reuke. Regtig? En jou gunsteling reuk? Die pink een is. Die ook die pink ene. Pink is Caitlin se kleur. Soos wat ruik dit? So seep. Hoorie sê, ek wil by jou hoor, daai blou enetjie lyk baie mooi, daai oom van die blou bulle wat nou net hier so was, jy moes maar vir hom ook 'n blou bil bath bomb gegee het, nê? Alright, sê gou vir my, waar kan 'n mens hierdie pragtige en lekker bath bombs van jou kry? Op jou Facebook, is dit Little Bombs? Ja. Little Bombs by Caitlin, dis waar jy kan gaan inloer, en dan, ek gaan verseker een van hierdie pakkies by jou koop, dat ek kan seker maak, al die koene by die huis, wat sal vanaand in een van jou bath bombs bad, okay? Baie sterkte meisiekind, oor 'n jaar wil ek jou weer hierso sien, dan wil ek hoor hoe die besigheid gegroei. Okay, kan nie wag nie. Kyk, so oulik en so pittig, soos net 'n 7-jarige CEO kan wees. Genigtig, dit was nou baie lekker. Moet jy nie weggaan nie, ek gaan nou 'n badbom vat, en dan gesels ons nou 'n bietjie, net hierna verder oor nog nominasies by die SAFTA en die meer, en ja. Dit is toe wanneer dit ingeskop het. Regtig die vrees, maar daai regtige amore gaan doodgaan. VREES. Vrees. En jy hop tot daar op die edge. Alsjeblieft. Agter die kamera. 3, 2, 1, bungee! Die track was amazing. Ek het 'n paar keer oorweeg om my broek te change. My ouer broer is oorlede so 'n paar maande gelede en hy het baie geskaai en hy het altyd gesê jy moet dit doen, jy moet dit doen. Daai heel eerste zipline. Dit was die eerste keer dat ek bietjie seesiek gevoel het. Hier is nie van my voor nie. 10 uitdagings en 10 bekendes. Welkom by die uitdaging. Ons fokus vandag weer bietjie op die 2026 South African Film and Television Awards. Die uitdaging is 'n program op Via wat vir 'n SAFTA benoem is. En ek gesels nou met die aanbieder van die program, Iana Strydom. Iana, so lekker om jou hier. Goeiemôre, good morning te hê. Baie dankie, is lekker om hier saam met julle te wees. Goed, waaroor gaan die uitdaging, net vir diegene wat nie weet nie? So die uitdaging is basies ek wat op soek is na uitdagings en toe het ek 10 Suid-Afrikaanse bekendes uitgedaag om hierdie saam met my aan te pak. En watter uitdagings, jy weet, behels dit nou? So ons het 'n verskeidenheid van uitdagings gedoen, maar die wat my baie uitgestaan het is die bungee jumping by Bloukraans. Ek moes hom 2 keer doen. Ons het skydiving gedoen, shark cage diving, ons het 4x4 duine uitgery en wat het ons nog gedoen? Dit was so baie. So jy is paragliding. Ja, jy is eintlik 'n adrenalien junkie soos wat dit vir my klink, nee. Ek is inderdaad 'n adrenalien junkie. Goed, dis baie goed om te weet. Dalk sal ons 'n insetsel in die toekoms beplan en dan kan ons jou saamvat om so iets te gaan doen. Nee, dis reg. Ek is bly ek sal julle graag wil uitdaag eendag. Nou, wat beteken hierdie SAFTA benoeming vir julle? Ek moet sê dit beteken nogals baie vir ons want net om 'n bietjie perspektief te gee, ons was 'n span van 25-jariges wat hierdie hele produksie aan mekaar gesit het. Ja. So vir ons jonges om hierdie te kan, jy weet, te kan doen en nou benoem is vir 'n SAFTA beteken nogals baie. Dit wys jy net jy is tot enigiets in staat. Ja, natuurlik. En wat geniet jy die meeste daarvan om hierdie program aan te bied? Ek moet sê om verskillende mense te ontmoet en om soos die bekendes te sien uit hulle comfort zone. Dit is eintlik wat ons wou doen. Ons wou wys almal's net mens. En om hulle te sien in hierdie rou vorm was vir my baie cool geweest en om almal te ontmoet soos ek sê. En selfs vir my as kies was dit ook baie lekker ervaring om al hierdie adrenalien uitdagings aan te pak. Vir my is dit ook om te wys, jy weet, jy kan enigiets doen en jy moenie laat enigiets in jou pad staan wat jou bang maak nie. En ek dink sodra mense dit doen, dit is seker net ook 'n hele, ek verwys gewoonlik daarna as 'n kop ding, jy weet. Ek dink dit doen 'n mens goed. Om daai soort van dinge aan te pak. Verseker, ek onthou toe ek nou by Bloukraans afgespring het. Ek dink nie het hom gesit in die program nie. Maar die GoPro is so in my hand en ek sê julle moet doen wat as julle bang is fiets, jy weet, doen dit net. Ja. Kyk nou net, ek het hier van die brug af gespring en ek is okay. Ja, oorkom daai vrese. Yes. Sê vir my, hoekom dink jy is dit belangrik om goeie werk en talent in hierdie bedryf van ons te vereer? Jy weet,
ek het selfs gesien met ons wat die program aanpak, dit is baie tyd en moeite wat jy daarin sit en dit vat ook baie van jouself en ek weet soos veral met die akteurs, dit is baie vroeë tye, dit is laat aande en net 'n bietjie erkenning te kry vir al die harde werk wat ingaan in hierdie programme in, is dit baie belangrik vir hierdie SAFTAs. Definitief en ek dink iets wat mense dikwels onderskat is hulle weet ook nie noodwendig, hulle sien gewoonlik die aanbieders uiteraard, maar hulle weet nie hoe hard die mense agter die skerms ook werk nie. Nee, verseker, soos ons span, ons het so hard gewerk en as jy nou kyk byvoorbeeld na al die uitdagings wat ons moes doen. Soos ek onthou die een dag het ons die renjaag baan gedoen. Daai dag was iets vreesliks. Ons was vroeg die oggend daar, ek dink omtrent 4:30. Die hele dag was ons op die renbaan gewees. Die crew, almal was daar. Ek onthou ook by die huis kom die nag, het ek 'n helse kopseer gehad. Want 'n stres, jy moet konsentreer, jy moet hierdie kar teen 200 oor die 200 km/h jaag. So nee. Dit vat baie. En weet jy wat, Iana, ek dink ook, jy weet, daar is 'n spesifieke persoon wat so 'n program moet aanbied. Jy weet, ek dink nie dit is iets vir almal nie, maar kom ons gaan net so 'n bietjie terug in tyd. Ek bedoel, waar was dit nog altyd 'n droom van jou gewees? Waar het dit begin? So ek was in 2022 was ek gescout en toe het iemand my gevra om 'n program aan te bied vir die eerste keer. Hulle het gesoek vir 'n influencer. Ja. En toe's ek nou hierdie travel influencer, hulle gebruik my toe en ek soos, "Jessie, hierdie is my regtig lekker." En toe ek nou dit doen, toe dink ek aan, "Jesus, wat sal nogal 'n cool program idee wees?" En ek dink aan hierdie idee van die uitdaging en ek reik toe uit aan my vriendin toe, of alhoewel sy het aan my toe uitgereik en vir my gesê, "As jy ooit 'n idee het vir 'n program, laat weet my en ons kyk of ons iets kan maak werk." En toe gee ek vir die idee, sy loved dit, sy pitched dit toe aan Via en volgende oomblik wat ek sien is hier bied ons nog 'n program aan en ek het dit regtig geniet met my heel eerste program. Ek kan net dink. Nou jy het al baie gereis, is daar 'n spesifieke plek wat vir jou uitstaan? Bly dit maar Suid-Afrika? Is dit nou local of internasionaal? Weet jy wat, kom ons verwys na albei. Okay. Ja. So local sal ek definitief sê die Drakensberge is my gunsteling plek. Ja. Dis pragtig, daar's min mense en ja, die landskap daar is ongelooflik. Dan internasionaal, ek hou van Europa, maar ek was altyd in die stad. Nou, laas jaar toe doen ek 'n solo trip na Skotland en na Engeland. So ek het in Engeland vir my vriendinne gaan kuier en toe moet hulle nou die week werk. Ek sê, okay, ek gaan na Skotland toe gaan en gaan vir my campervan kry. Dus ek alleen daar in 'n campervan in Skotland en ek ry alleen daar rond. Ek gaan na die Highlands toe en alles en dit moet ek vir jou sê, is sover my gunsteling land. Skotland is pragtig en ek kon nie genoeg kry van dit nie. Ek het al gehoor mense sê dit hoor en dis definitief Skotland is definitief nog op my lysie ook. Met dit in gedagte, sou jy ooit 'n reisprogram aanbied net so vinnig? Ja, verseker. Ek sal dit love om dit te doen. Ek dink daar is nou 'n klare idee vir Via, maar ons moet uitkom by hoe en waar ons vir die uitdaging kan stem vir die SAFTA benoeming. Weet jy? Daar vra jy my vas. Ek hoop jy sê vir my al wat ek gehoor het is ons is genomineer. Ek gaan 'n bietjie ons produksie of ons producer moet gaan bel en sê. Ons sal seker maak. Rosanne het gister vir ons baie mooi verduidelik, so ek seker of van die kykers weet eintlik reeds, maar ons hou duim vas. Great, en sodra julle hierdie toekenning inpalm, asseblief kom gesels weer met ons. Ons sal verseker. Ek wil graag een van daai toekennings vashou. Okay, so dit is 'n deal. Dit is 'n deal. Baie dankie dat jy vanoggend met ons kom gesels het en ons hou dit met groot belangstelling dop. Baie dankie. Goed, so maak seker jy gaan stem ook vir die uitdaging. Ek dink dit is baie goed om programme wat hier op ons kanaal is op so 'n manier te vereer en te ondersteun. Intussen kan jy ingeskakel bly want ons is net hierna terug met musiek. Ons gaan ook nog gesels oor 'n podcast. So jy is ingeskakel by Goeiemôre Good Morning en jy wil dit nie misloop nie. Bly net waar jy is. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom.
AC/DC Express. Everything electrical. For almost a century, Stiebel Ultron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Ons almal weet Appel is baie gewild in die Afrikaanse musiekbedryf, maar die man kan nie net lekker sing en liedjies skryf nie, hy kan ook lekker klets. Ja, ek weet eerstehands daarvan en hy het besluit, dit is tyd om hierdie appelkar, of sal ons nou maar sê in hierdie geval die appelkas, om te keer as deel van 'n potsending oor algemene kwessies wat die meeste Suid-Afrikaners raak, en die onderwerpe word nou reguit en eerlik benader. Appel, goeiemôre my vriend. Pira, lekker om jou te sien. Dis absoluut 'n voorreg om hier so te wees. Baie lekker. Ja, is altyd vir my lekker om hier bank te kom sit by jou. Maar ons moet nou die bordjies bietjie vang, want nou sit ons vanmôre in die appelkas. Nee, pragtig. Ja, ek sien nou eers, ja. Hoor jy so net so vinnig, hoekom die idee van 'n podcast nou vir Appel reg was? Ek dink dit is maar gebore uit 'n ding. Ek dink ons het 'n tekort aan oop kommunikasie. Vir my, as ek kyk na Facebook kommentaar en mense wat oor belangrike onderwerpe kommentaar lewer, is dit baie oningeligte opinies wat gegee word. En ek as 'n leek wil graag met mense praat uit professionele gebiede, deskundiges, om het reg te stel. Ek wil met hulle gesels en dan as Jan Allerman, wil ek met hulle gesels, sodat die publiek kan verstaan wat werklik aangaan, want ek dink, daar's baie keer soveel tegniese aspekte wat mense nie noodwendig verstaan. Ons het nou die dag vir Silje Brink gehad, wat oor die waterkwessie praat nou tans in Pretoria, en ek sê vir hom, verduidelik het vir ons, asof ons 5 jaar oud is. Want ek dink, as ons mense gaan inlig, dan bemagtig jy hulle, om nie noodwendig iets onbenulligs te skryf op Facebook. Dis gewoonlik eens die ongeligtheid, dat mense mos 100%. So, jy praat dus soos die waterkwessie, goed, is dit maar die tipiese kwessies wat jy ook aanvat? Man, ons praat oor boeliegedrag, ons het onderwysers ingehaad, skoolhoof ingehaad, ons het onder andere my maak ingehaad, wat oud Protea netbal afrigter is, wat 'n politiekuste in, ons het nou 'n paar interessante gaste wat opkom, wat ek dink, eerlike gesprekke rondom die etenstafel in die aande gaan aanwakker. En ek dink, dit is ook wat ek wil hê, dat of families met mekaar kan praat oor wat werklik aangaan in jou lewe, 'n ongesonde ouerdruk. En dit is goeders wat vir my, wat ek gedink het, persoonlik wat ek voel, ons praat, ek wat 'n dogtertjie het wat 11 jaar oud is, goed wat ek wil hê, behartig moet word vir haar, om sodat sy kan gemaklik praat oor hoe sy voel, is goeders wat ons behandel. En ek dink dit gaan oor, dit gaan tot in die werksomgewing, boeliegedrag in die werksomgewing. Ons het soveel probleme tans in Suid-Afrika, maar ek dink die enigste oplossing wat ons kan werklik hê, om daai probleme op te los, is om daar te praat. Want stilte
veroorsaak net leuns en probleme. En met dit wat jy nou al ook self so met die mense gepraat het en lekker regtig op grondvlak met hulle kan praat, het jy al ietsie wyser geword en hoe beleef jy hulle terugvoering in die sin van, jy weet, ek dink baie van hierdie ouens is so gewoond, hulle word net uitgehaal, jy weet, dis 'n tipiese carte blanche tipe van styl, maar ons wil weet en hoekom en waarom nie. Jy praat weer met hulle soos wat ek en jy sal gesels, maar hoekom is dit so? Wat kan ons doen? Wat kan die regte ding oplossing wees? Definitief. Vir my gaan dit net oor, ek wil die eerste ou wat nou kom sit as 'n gas, hy sê veral as dit by die politisie kom, hulle is nie onder kruisverhoor nie. Ja. Dit gaan kom ons kry 'n manier om dinge te laat werk. En ek voel kommunikasie is letterlik die baksteen waar ons die fondasie gaan begin bou van om beter Suid-Afrika te begin. Wel as beter Suid-Afrika is seker maar 'n pypdroom, maar op die einde van die dag is as ons nie gaan begin praat onder mekaar as publiek as die massas, gaan ons dit nie reg kry nie. Ja, en dit is baie nodig. Word mense ook uitgenooi? Ek meen met die eerste reeks dan eie nou ons maar 'n paar gaste. Ja. Soos wat die platform van jou ook kry seker mense wat sê luister, ek wil ook graag kom gesels of ek wil meer hoor oor hierdie kwessie. Ons kry onderwerpe, voorstelle wat mense graag oor wil praat. Nou met die ongesonde druk op kinders het ons verskriklike goeie terugvoer gekry. Ek meen daar's 'n spesifieke video van wat my maak 'n onderwerp aangeraak het en in 'n dag was daar 300,000 views op die short gewees. En die ding is dit bewys het vir my een ding. Suid-Afrika is honger vir die waarheid. Ek dink daar's genoeg vermaaklikheid. Ek dink ons moet nou 'n bietjie penetreer met die waarheid en aan die ander kant ook gaste ons het baie gaste wat wil kom praat, maar op die einde van die dag gaan dit regtig oor die ouens wat weet wat regtig in die losgemaal is, as ek dit vir jou in rugby terme kan stel, want ek wil nie met bekendes praat nie. Ek voel, ons weet genoeg van die glitz en die glamour in Suid-Afrika. Ek wil met die ware helde van Suid-Afrika praat, die ouens wat hulle hande vuil kry. Hoorie, en dit is ook wat jy half probeer sê met, jy voel jy het hierdie, nou kan ek nie op die woord kom die appel, maar jy voel dit is half jou plig, want jy het nou al vir jou 'n lekker platform geskep, mense ken jou, hulle weet wie jy is, so om dit te kan gebruik, om vir mense ook net die ander waarheid te kan gee. Pira, om te sê dis my plig is verantwoordelikheid. Ek dink dis ons almal se verantwoordelikheid. Ek is net geseënd om 'n lekker platform te hê, wat 'n wye verspreidingsnetwerk het en ek dink op die einde van die dag as dit die jeug kan laat besef, ons kweek 'n kultuur van opregtheid en eerlikheid en wie ook al kan ek sê geafronteer word deur eerlikheid, sit in die rooi. Hoorie, waar gaan ou na hierdie podcast kan kyk en luister? Jy kan op YouTube natuurlik, kan jy net Appelkas op my kanaal daarso, is onder die Appel kanaal, maar Appelkas as jy met gaan search gaan jy hom kry. En natuurlik is dit Spotify se podcast ook sal jy hom kry. Ja. Ek kan nie wag om te gaan loer en te luister nie en baie dankie man vir hierdie platform wat jy net so goed gebruik en aanwend. Dankie Pieter, en weer eens is 'n voorreg vir my om hier by Goeiemôre Good Morning te wees. Ek hoop ek sien julle gou weer. Ek weet vir kunstenaars soos jy is maar swaar om so vroeg in die oggend op te staan, maar dan onthou ek nou weer die 11-jarige aan die ander kant. Ja, as jy paas is vroeg op, is deel van daai ding. En ja, wat 'n en moet net nie ophou met die musiek nie, né? Nee, glad. Asseblief, want dan gaan ek die appelkar omgooi. Hy's meer as welkom. Kyk gerus uit vir Appel se Die Appelkas op die YouTube kanaal en die Spotify kanale. Nou ja, ons is net hierna verder met nog lekker musiek en geselsies by Goeiemôre Good Morning. Ek is nou nogal lus vir 'n appel. Wie weet, dalk is dit net die regte doep af vir hierdie oggend. Of is dit die appelkas? Maak reg Suid-Afrika, Rock My Wêreldtrip, Empress Palace by die Theatre of Marcellus op 27 en 28 Maart. Beleef 'n ongelooflike live show met Dozy, Nicholas Lou en Pietman Geldenhuys. 'n Reis deur hulle grootste treffers en gewilde saamsing liedjies wat almal ken. Moenie hierdie show misloop nie. Kry jou kaartjies nou by Blue Blood Tickets. Rock My Wêreld, kom sing saam. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim.
Sleepover, jou tuiste langs die pad. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. We're gonna be alright. Go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher, let's go higher, let's go higher. We're gonna be alright. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Ek is baie opgewonde om te sê dat ons 8 dubbelkaartjies per aand weggee vir The Rock My Wêreld. Nou sit ek in Afrikaans en Engels. Die Rock My Wêreld. Hier is weer. Rock My Wêreld wat op 27 en 28 Maart by die Theater of Marcellus by die Emperor's Palace gaan plaasvind. Gits, wat 'n badbal daar maar 'n ou kan doen, né? Met kunstenaars soos Nicholas Lou, Dozy en Pietman Geldenhuys op een vroeg is dit die plek waar jy wil wees. Jy kan ook uitsien na oorspronklike liedjies en saam sing treffers. Besoek gerus ons sosiale media's om in te skryf. Dalk is jy volgende maand voor in die gehoor en kan jy lekker saam sing en kuier. My volgende gas, goeie ou vriend van my, Michael Lind. Hoe lekker is dit nou weer om vir Trompie in die Boksonbende te sien met 'n spiksplinter nuwe lid in die leiding daar. Michael Lind. My vriend, baie lekker om jy sit te kan hê van daar uit die Suid-Kaapse wêreld. Ja, maar lekker om hier te wees, Pieter. Baie dankie. Sê net gou vir my, ek meen Trompie was 'n klein tyd televisiereeks vir ouens soos jy. Ek is bietjie jonger, ek het nie die reeks gekyk nie, maar ek maak 'n grap. Ek meen, is tot vandag toe nog 'n huishoudelike naam. Hoe lekker is dit nou vir jou om met hierdie Trompie van jou uit te kon kom? Yes man, ek is mos nog maar iemand wat hou van my kleintyd was 'n lekker tyd. Ek bedoel, ek het jou vertel, ek was verlief op Heidi en toe skryf ek dit Heidi. en Trompie was my held gewees en ek moes net iets oor daai tyd skryf. En ek dink dit het baie lekker uitgekom het. Dit vang op alles wat ek in daai tyd gevoel het, ja. En dit vat jou ou terug na daai tyd ook, né? Ou voel skielik weer soos daai klein laaitjie wat net soos Trompie in sy Boksonbende die wêreld wil verower. Ewe stout. Hulle het gelukkig geen twak gemaak eers nie. Nee, ek het toevallig nou die dag met Rian Winter wat Trompie gespeel het, ek by sy huis in Buffels Baai saam met hom gekuier en ek dink dit is nie net vir die rol wat hy stout was. Ek dink hy het so stoute streep in. En dit het seker vir jou so surreal gevoel, né? Hier sit ek met Trompie. Amazing, maar dit was amazing. En die feit is hy het inteendeel, hy is so 'n legend van 'n ou. Hy het inteendeel vir my gesê hy sal al die onderhoude saam met my doen vir die lied en ek het hoe merkwaardig is dit nie. Ja. Dink jy kinders van vandag sou ook net soveel aanklank vind by Trompie in die Boksonbende as die televisiereeks? Toevallig baie, ek het nou net met Lisa ook gepraat en sy sê hulle het as 'n boek gehad toe hulle jonk was. So ek weet nie die kinders van vandag weet nie of hulle Trompie, ek dink hulle is om net so geniet het soos wat ons het geniet het, want Kattekwaad is maar aan die orde van die dag vir ons hiervan seker van 8 jaar op tot hoe oud is ons? Nee, gaan nie sê nie. Nee, ek is nou eers 29, met 'n bietjie meer jare se ondervinding, maar maar wat is vir die lekkerste? Ek meen, as jy nou ook hierdie song sing en as jy hom nou op die verhoog, jy weet, vir die mense met hulle deel,
die reaksie van die mense is seker net so amazing, veral by die ouer garde nou. Ja, ek het op 'n stadium jare terug het ek net baie ernstige liedjies geskryf soos "As jy nie meer lief vir my." Verstaan, en sulke goed maar hierdie ligter kant is vir my lekker want met dit bring dadelik 'n smile op mense se gesigte. Ek het dit nog nie regtig lewendig gedoen nie, maar ek het dit nou eendag by die OCC daar op George was daai rolstoel het ek daar opgetree en het vir hulle gespeel en dit dadelik bring dit op mense se gesigte 'n glimlag en as ek dit kan doen is ek happy. Ja. Die inspirasie was nie noodwendig jy en Rian wat weer baie met mekaar gekruis het nie. Dit was net omdat ek so groot Trompie fan was. Was 'n groot fan van hom. So my vriend, nou moet jy onthou nê, nou om 'n musiekvideo by mekaar te sit, kon jy nou nie daai manne by mekaar kry nie. So ek sien jy het obviously uit die oorspronklike reeks grepe gebruik. Hoe kies jy toe nou watter grepe wys jy? Ons goeie vriend wat baie van jou musiekvideo's ook gedoen het, Pierre. Ja. Dit was sy breinkind. Hy het dit gedoen en ek is so dankbaar vir hom. Ja, nee, hy het al hierdie goed bymekaar gesit en vir my die nostalgie vasgevang met alles, ja. Jy maak mooi musiek. Ek meen jy skryf die ballades, jy bring weer die Heidi's en die trompie na lewe. Wat's volgende? Benny en Boekwurm of wie gaan ons iets? Ek en jy moet asseblief 'n liedjie saam sit oor dit. Ons praat al jare daaroor. Ja. So ons gaan dit doen. En die feit dat jy terug is hier, is Maar Benny sal werk, want jy weet ons kan begin deur te sê, "Hallo maatjies, en ons volgende liedjie." Dink jy die sweet sal werk nie? Weet jy wat leen ek baie na toe is? Want hy het die deel wat sê, "Ek woon in die wortels van 'n boom." Ja. Dit is waar. David Kabouter is dalk 'n volgende een wat hy ook kan uitvat. Hier gaan ons van Benny na David toe, my ou vriend, ek kan nie wag nie. Luister maar, wat vir my ook baie nice is van jou besonder is jou liefde vir mense en dan, ek meen jy bedien ook in verskillende kerke en mense nooi jy daarvoor. Ja. Weer heeltemal 'n ander spin as die kommersiële waarna ou gewoond is en altyd seker maar wil najaag en streef. Maar dit gee vir jou 'n ander vervulling. Dit doen, toevallig ek het 'n geestelike album uitgebring verlede jaar. Die album se naam is Elke Knie sal buig en hy is nog nie uit nie, maar ek het dit klaar opgeneem by Helmut Meyer wat ongelukkig ook oorlede is. En daar's 'n versie in die Bybel wat sê doen alles wat jy doen asof vir die Here. Dit sê nie jy moet dit doen nie. So trompie, as ek aan trompie dink ek nie aan die Here nie. As ek my vrou sê ek's lief vir haar, sê ek nie ek's lief vir jou in die naam van die Here nie. Alles is maar net een lewe. So ek dis vir my belangrik, ja. Dankie vir die kuier. Ons gaan hom beloer op al die musiekplatforms. Michael Lind en Trompie, kyk uit daarvoor. Dis al van ons vir vandag. Sien julle môreoggend. Dis die glimlach wat bly, gaan hulle weg. Leef verliefde steeds voort, want die liefde ontferm, gedei soos dit hoort. Wanneer 'n geliefde heen gaan, behou ons nog altyd die liefde. Afbob, ons is hier vir jou. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag.